Goed, kom ons begin. Ons nou vanaand, vanmiddag aanskuif na Sondag 33 van ons katekismus. Goed, maar voor ons daarin val, kom ons bid eers. Ons Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat U met ons was gedurende hierdie dag tot nou toe. Dat U met ons was in ons werk en waarmee ons besig is. Ons wil bid, Here, dat U ons regtig ook nou sal help. As ons hier verder werk, ook as ons in U woord wil wees vanmiddag, help ons om U al hoe meer te leer ken. En help ons om U lief te kry al hoe meer. En help ons om U te begeer en na U toe ons toevlug te neem. En dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen. Goed, nou Sondag 33. Dit is waar ons is. Ons dink net gou so 'n bietjie vinnig voordat ons nou hier invaar. Watter deel van die katekismus is ons nou? Die deel oor dankbaarheid, nee. Kyk 'n bietjie, die katekismus sê daar, by Sondag 32, bokant Sondag 32, die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. So ons is dankbaarheid verskuldig, hoe is 'n mens daardie dankbaarheid verskuldig? Omdat dankbaarheid in jou opgewek word, opkom, as ons die verlossing beleef wat Christus vir ons bewerk, of wat God deur sy Seun bewerk en wat die Seun in ons werklikheid kom maak deur die Gees, dan kan ons nie anders nie, dan wil ons dankbaar wees. Dan wil ons dankbaar wees. Ok? En dan het ons ook raak gesien dat die katekismus begin, as dit nou met hierdie derde deel begin, dan begin dit met wat so 'n soort vraag. Die vraag oor wat? Wat sê Sondag 32 so begin? Waarom moet ons nog goeie werke doen? Waarom nog goeie werke as ons dan verlos word uit genade alleen, deur Christus alleen, deur die geloof alleen? Waarom nog goeie werke? Hoekom? Christus nou met ons met sy bloed losgekoop het, vrygemaak het ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewige lewe. Ja, Christus vernuwe ons ook. Christus verlos ons nie net uit die skuld van sonde nie, Christus verlos ons ook uit die mag van sonde. Dis wat ons hier sien. Daardie verlossing uit die mag van sonde, toe ek in die mag van sonde was, het ek geleef met 'n totaal verdorwe natuur. Ek het hierdie totale onvermoë om goed te wil doen en 'n bose gewilligheid vir die slegte. En dit het ons geleer toe ons op Sondag 3 was, die totale verdorwenheid. Dis die krisis. Nou, as ons nou daardie mens in Adam, dis hoe ons in Adam is skuldig voor God, skuldig met Adam se skuld, maar ook skuldig met my eie skuld wat borrel uit my totaal verdorwe natuur, en so maak ek altyd net my skuld groter en groter, en nou kom Christus en hy betaal daardie skuld, maar Christus verlos ons ook uit die mag van sonde, hy vernuwe ons deur sy Gees, sodat ons ook goeie werke kan doen. Nou wil ek net so 'n bietjie vra, wat het daai goeie werke te doen met dankbaarheid? Wat het die vernuwingswerk van Christus te doen, deur die Heilige Gees te doen met dankbaarheid? Hoe koppel daai twee aan mekaar? Kom ons dankbaarheid nie uit en laat ons goeie werke doen. Ja, ons dankbaarheid word prakties in goeie werke. Ek stem saam. Maar wat ek eintlik wil vra is, die boek in die Sondag 32 staan daar dankbaarheid. Maar as ons by Sondag 32 ingaan, dan staan niks van dankbaarheid. Daar staan goeie werke en Christus wat ons vernuwe. Nou, wat het daai vernuwingswerk van Christus en die goeie werke wat daaruit voortkom, wat het dit te doen met dankbaarheid? Hoe koppel dit by mekaar? Die Gees werk in ons dankbaarheid. Ja, en dit vier ons aan tot goeie werke. Ek dink die manier hoe Christus deur sy Heilige Gees ons vernuwe,
is deur ons heeltyd ons oog te vestig op dit wat Christus vir ons gedoen het. En wanneer ons raak sien wat Christus vir ons gedoen het, dan kom daar dankbaarheid by ons op wat ons oorgee in 'n nuwe lewe van toewyding aan Christus. En so word ons al hoe meer nuut. Soos hy besig met 'n vernuwingswerk. Dit is die weg waarop Christus besig is met die vernuwingswerk is. Fokus ons heeltyd op Christus en wat Christus vir ons gedoen het. Maak dit sin? Goed, nou het ons nog iets geleer. Vraag 87 vra maar hy, iemand wat 'n lewe van goddelose ondankbaarheid volhard en sonder bekering, kan so iemand salig wees? Nee, glad nie. Hy wys met sy lewe dat hy glad nie deel het aan Christus nie. Hy glad nie deel het aan Christus nie. Nou, na aanleiding daarvan kom ons nou by Sondag 33 en dan gaan dit nou in op bekering. Wat is dan hierdie bekering? Hoe lyk dit? Nou sal nou 'n bietjie verder daaroor praat. Oor hoe lyk hierdie of hoe werk hierdie bekering? Hoe lyk bekering in ons lewe? En wat het dit te doen met die vernuwing en al die sulke goeders? So kom ons praat nou net eers 'n bietjie. Ons doen eers die vragies wat julle moes gedoen het vir die huiswerk en dan sal ons 'n bietjie dieper ingaan op Sondag 33. Wat word bedoel met die ou mens en die afsterf van die ou mens? Ou mens is 'n slaaf van sonde, 'n slaaf van sonde en haat die woord. En afsterf van die ou mens beteken ons laat ons nie meer deur ons ou mens beheer nie. Ja. Maar ons laat ons nie meer deur die ou mens beheer nie. Die ou mens het gesterf, en ons sterf hom al hoe meer af. Sy invloed op ons is al hoe meer nie meer daar nie. Goed. Afsterf van die ou mens. Ons nou 'n bietjie nou daaroor praat. So die ou mens is wie? Die ou mens wat? Slaaf van sonde en slaaf van Satan en al die woord. Okay. En ons sterf hom al hoe meer af. Goed. Wat word bedoel met die nuwe mens en die opstanding van die nuwe mens? Wat sê jy, Marie? Die mens wat deur Christus uit alle heerskappy van sonde verlos is en wat nou onder die genade en heerskappy van Christus staan, die mens wat luister na die woord en die opstand is dit. Mooi. Die afsterwing van die ou mens bestaan uit sonde en sonde. Kyk na die verklaring van antwoordjie 89. Wat sê jy? Wat is die eerste een daar, Johannes? Sonde droefheid. Met ander woorde, ons het droefheid oor die sonde. En dan sonde? Haat. En sonde? Vlug. Wegvlug van die sonde af. Ja, mooi. Aan watter 3 vereistes moet die goeie werke voldoen? Dis 'n bietjie vraag en antwoord 91. Dit moet uit 'n ware geloof kom. Dit moet volgens die wet van God wees en dit moet tot eer van God wees. Okay. En wat moet dit nie wees nie? Hoe moet dit nie wees nie? Moet nie uit eie goeddinke wees. Nie ons eie goeddinke of oorgelewerde gebruike van mense nie. Nie tradisie nie goeddinke nie. Nee, ware geloof, uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer. Dis belangrik daaroor, vrek belangrik. En dit is waar ons baie keer in ons lewens verkeerd gaan. Met wat is goeie werke? Ons dink is sommer enigiets wat ons vir die Here wil doen. Nee. Dan sê jy nog eintlik besig om die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Dan besluit jy self wat is goed. Okay. Kom ons kyk 'n bietjie vraagie 5. Sê, vul die ontbrekende woorde in. Deur sy krag word ons
ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons die sondige begeertes, Nie meer oor ons heers nie. sal dit nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n, sê bietjie Marie? Ons het dankoffer aan God toewy. Mooi, dis by Sondag 16, hè? By Sondag 16 se einde. Nou, kyk 'n bietjie daar. Blaai bietjie so. Ja, dit is ons Sondag 16. Ja. Wat beteken die, kyk, watter nut verkry jy nog verder uit die offer en die dood van Christus? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood, begrawe. Gevolglik kan die sondige begeertes nie meer oor ons heers nie. OK. En as daai sondige begeertes, dis deel van hierdie ou mens wat ons afsterf. OK. Is dit reg? Want ons is dood en ons raak al hoe meer dood vir hom. OK? Goed. Kom ons kyk 'n bietjie na by B. Waar het ons die ou mens, of waar het ons ou mens gesterf volgens Romeine 6 vers 5 en 6? Om die kruis. Hy is saam gekruisig, nee? Saam begrawe, saam gekruisig. OK. In wie is ons lewend vir God? Wat sê Romeine 6:11, Marie? In Christus. In Christus, in Christus. OK. Wat leer Filippense 2 vers 13 ons oor goeie werke? Wie maak ons daartoe gewillig? God. God, nee, dis God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk. Ja. Teen wie sê Dawid, Psalm 51 vers 6, het hy gesondig toe hy met Batsheba oorspel gepleeg het? Teen God alleen. Teen God alleen. Maar het hy dan nie teen Batsheba ook gesondig nie? Ja, het gesondig teen die wet van die Here. Het gesondig teen die wet van die Here, nee, en daarom is dit ook teen God. Pragtig. En natuurlik dan ook teen jou naaste. Nou, maar dit begin by sondig teen God. Nee. En dan gaan dit na jou naaste toe ook. Nee. Dis waar die sondekrisis begin. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons vat 'n bietjie ons katekismusboeke. Ons vra onsself die vraag af, wat moet nou hier gebeur? Nou kyk dan, wie kan net weer vraag 87 vir ons lees? Kan wees. Lees 'n bietjie vir ons daar, Johannes. Kyk, diegene dan, Kan diegene dan nie salig word wat in hulle goddelose ondankbaarheid lewe volhard en hulle tot God nie bekeer nie. OK. Wat sê antwoord Marie? Nee, genade nie. Want die skrif sê dat geen onkeusige afgodedienaar, egbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar of rower of dergelike die koninkryk van God sal beerwe nie. Mooi. OK, en dan staan daar in Sondag 33 uit hoeveel dele bestaan die bekering van die mens. Daar begin dit nou. Dan word dit nou, dan word daar nou dieper ingegaan op die bekering. En ek wil net gou so 'n paar dinge, of ek dink is so net 'n ding of wat hier oor praat. In Sondag 32 sê dit dat Christus, ons skryf hy so Sondag 32 vraag en antwoord 86 sê Christus vernuwe ons deur sy gees tot wat? Tot wat? Kyk 'n bietjie van die vraag nommer 86, tot wat? Tot sy eeuwigheid. Tot sy eeuwigheid. Okay? Wat ook die beeld van God is. Ons kan ook sê vernuwe ons deur sy gees tot beeld van God.
Okay? Die beeld van God. Dit is wat Christus herstel ons weer. Ons word weer al meer wat ons moet wees. Okay. Nou, kom Sondag 32. Sondag vraag en antwoord, ons skrif is. Sondag 32, vraag en antwoord 87. Waaroor praat dit? Oor wie gaan dit dan? As jy na die antwoord, na die vraag kyk 'n bietjie na die vraag net. Kyk net 'n bietjie na die vraag. Wat sê die vraag daar? Johannes lees vir ons daai vraag. Kan diegene dan nie salig word wat in hulle geloof se ondankbare lewe volhard en hulle tot God nie bekeer? Okay. Wat het daai vraag te doen met antwoord 86? Antwoord 86 sê Christus vernuwe ons deur sy gees tot die beeld van God. In Sondag 32 vraag en antwoord 87 gaan dit oor wat se soort mense? Sê weer Marie? Goddelose, ondankbare mense wat nie bekeer nie. Nou wat het hierdie van vraag en antwoord 86 te doen met die mense van vraag 87? Mense van vraag 86 is dit net mense wat vernuwe word wat dan nie meer goddeloos is. Hulle is nie meer goddeloos nie, dis nie. Met ander woorde, vraag en antwoord 87 se mense dra die merkteken van iemand in wie Christus nie werk nie. Okay? Hierdie mense is, hoe is hulle? Goddeloos. Hulle is ondankbaar en hulle is sonder bekering. Sonder bekering. Okay? Sien julle dit? Nou, belangrik. Hierdie is 'n merkteken van iemand wat nie deur ware geloof in Christus ingelyf is regverdig is en nou deur hom vernuwe. Maak dit sin? Maak dit sin vir julle? Marie, met ander woorde, kyk nou, hoe begin vraag 86? Waarom moet ons goeie werke doen terwyl ons tog sonder verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit die ellende verlos is? Wie word uit genade deur Christus uit die ellende verlos? Alle mense wat in Adam verlore is, dan kan Sondag 7. Die wat in 'n ware geloof aan. Die wat deur 'n ware geloof in hom ingelyf is en hom aanneem. Okay? Hoe is ons nie deur 'n ware geloof ingelyf in hom? Dink Sondag 20, waar dit gaan oor die Heilige Gees. Wat glo die Heilige Gees? Hy is waarlik God en hy is ook aan my gegee. En wat doen hy? Hy lyf my deur 'n ware geloof in. Okay. Nou, as ek so in Christus is, dan is ek regverdig verklaar. Ek het al weldade in Christus. Ek is regverdig verklaar en ek word deur Christus vernuwe deur sy Gees. Okay? Maar as ek dan goddeloos leef en ondankbaar leef en sonder bekering leef, dan beteken dit pas
ek is nie in Christus nie. Dis 'n merkteken van iemand wat nie in Christus is nie. OK? Maar hierdie sê ook vir ons so 'n bietjie dan dat iemand wat in Christus is en deur die Gees vernuwe word, ook iemand is wat besig is met bekering. Maak dit sin? Daai lewensvernuwing is ook die lewe van bekering. OK. Maak dit sin? Goed, nou wil ek nog iets vir julle skryf. So, kom ons sê dit ook. Hier leer ons nog iets. Ons maak dit pers. Kom ons sê, hieruit leer ons ook. Vernuwing deur Christus bestaan in bekering. OK, maak dit sin vir julle? Staan in bekering. Nou wil ek vir julle iets belangriks sê, wat ons nou in gedagte moet hou. Dit is iets belangriks, en dit is belangrik, anders, omdat ek sê, anders verstaan mens nie altyd woorde en begrippe reg nie. Okay, en ek wil nou iets sê oor die woord bekering en die begrip bekering. Onthou, as 'n mens in 'n boek is, soos die Heidelbergse Katekismes of wat 'n boek ook, of sê nou jy is in die Nederlandse geloofsbelijdenis, of in die Duitse Leerwils, of in die Westminster Katekismes, of in 'n teologieboek, of in die Bybel, dan moet jy 'n woord lees en verstaan binne die konteks van daai boek. Nee? In die eerste plek in die konteks van die plek waar hy staan, die nou 'n klein konteks, en dan verder in die boek. Nou, as ons in die Heidelbergse Katekismes lees, dan lees ons teologie wat kom uit 1560s tyd. OK? En in daai tyd het hulle die woord bekering op 'n spesifieke manier gebruik ook. Kom ons dink nou. Hier is ons in die derde deel van die Heidelbergse Katekismes. En hier word nou oor bekering gepraat. Nee. Hoekom? Of wat ek so sê? Moet ek ook moet sê. Hier word gepraat van bekering, maar dit is eintlik mense wat al klaar in Christus is en al klaar regverdig verklaar is ook. Ek het gedog, goddelose mense word tot bekering geroep. As Jesus nou sê, bekeer julle en glo die evangelie. Of Johannes die Doper sê vir die Fariseërs en die Sadduseërs, en hy sê vir die tollenaars en vir al die goddeloses, bekeer julle. En Jesus sê vir ou Lewi daar by die tolles, volg my. En Jeremia sê vir die Israeliete wat besig om verlore te gaan, bekeer julle. Jesus, God sê daar in Jesaja 33 vers 11, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Bekeer julle, waarom wil julle staan? So dit klink vir my nog asof daar bekering 'n woord is wat gebruik word voordat ek geroep. Ek is hier verlore en nou word ek geroep om tot bekering te kom, na Jesus toe te kom. OK. Nou lyk dit vir my asof bekering deel is van mense wat klaar in Christus is. Ja, dit is so. Dis hoe dit is. Nee. So wat ons hier leer is dat woorde op verskillende maniere gebruik word.
As Jesus praat van bekeer julle en glo die evangelie, dan gaan dit oor mense wat nog nie glo nie. Hulle moet nou begin glo. Okay? Esegiel, die Here sê in Esegiel vir die goddeloses bekeer julle, dan as dit goddeloses. Okay? Hulle is nog weg van Jesus af. Okay? So bekering sien ons hier is iets waarmee jy besig is in Christus. Nou, 'n woord wat hiermee is, wat ek so sê. So, die vernuwing deur Christus bestaan in bekering, maar ons kon ook die woord hier gebruik, heiligmaking. Okay? Heiligmaking. Kon ons ook hier gebruik het. Bekering en heiligmaking, in ander plekke sal ons lees van heiligmaking, en dan die bekering hier, of wat ek so sê, ons kon hier ook gepraat het van heiligmaking. Kan iemand wat in 'n goddelose, ondankbare lewe volhard sonder heiligmaking, kan so iemand salig word? Nee, kan nie. Heiligmaking sou ook daar gewerk het. En as 'n mens dan in die Nuwe Testament lees oor hoe heiligmaking werk, dan is dit dan aflei van die ou mens en opstanding van die nuwe mens. Dit is, heiligmaking is 'n proses van vernuwing. Okay, so ek wil net so 'n bietjie hierso vir julle noem. Die woordjie bekering hier het ook die betekenis van heilig maak. So bekering beteken daai eerste bekering waar ek in Christus ingaan. In Christus het ek regverdig verklaring. Ek is verlos uit die skuld van my sonde, maar in Christus ook verlos uit die mag van sonde. En nou begin ek met 'n lewe van waar Christus my nuut maak, of waar Christus besig is met heiligmaking, maar ek kan daai heiligmaking ook verduidelik met voortdurende bekering. Okay, maak dit sin? Maak dit sin? Okay, so, en ek dink dis hoe ons hier bekering moet verstaan. Ons kan dit ook verduidelik met heiligmaking, of die lewe van voortdurende bekering. Voortdurende bekering. En dan kom Sondag 33 nou met sê, maar wat, of uit hoeveel dele bestaan hierdie bekering? Hoe werk hierdie bekering? Okay, hoe werk dit nou? Goed, so sal jy hierdie bietjie probeer onthou. Okay, nou ek wil nou nie uitvee, want dan kan ons dan hier nog 'n bietjie verder. So, kom ons kyk 'n bietjie, ek wil julle met julle Bybels oopmaak by Efesiërs. Ons maak ons Bybels oop by Efesiërs 4. Efesiërs 4 op vers 22, en dan moet ons ook na Kolossense 3, ons Bybels kan blaai na Kolossense 3 toe. Goed, maar kom ons lees eers by Efesiërs 4, by vers 22. Maar kom ons lees eers by die katekismes. Kyk na my Sondag 83. Wie kan vir ons vraag en antwoord vraag 88 lees? Marie, lees jy vir ons vraag 88. Uit veel dele bestaan die ware bekering van die mens.
Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Ok, Johannes, lees ons. Uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe. Van die nuwe mens, nee. Ok, en kyk hulle al die versies wat vir ons genoem word daar. Romeine 6 vers, ons kan al werk van vers 1 af tot by vers 6, en dan Efesiërs 4 vers 22 tot 24 wat ons nou het, Kolossense 3, en word ook gepraat van 1 Korintiërs 5 vers 7, 2 Korintiërs 17, en so aan. So, daarso is die skrifbewyse, afsterwing van die ou mens, opstanding van die nuwe mens. Ok? Nou, en dan word gevra, maar hoe lyk, wat is die afsterwing van die ou mens? Wat is die opstanding van die nuwe mens? En dan word gevra, wat is goeie werke? Ok, so kom ons gaan nou 'n bietjie daarin. So, kom ons lees versie 22, of kom ons begin nou by versie 20 te lees van Efesiërs 4. Marie, lees jy 'n bietjie vir ons versie 20? Wat die vorige lewenswandel. Nee, by versie 20, ekskuus. Maar julle het Christus nie so leer ken. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oude mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan. Ok? En dat julle vernuwe moet word in julle, ekskuus, Marie, is nou jy wat jy moet lees, ekskuus, vers 23 wat jy lees. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Ok? En julle met die nuwe mens moet bekleed, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Sien julle, hier kom die daai hele ding van die ou mens afsterf, bekleed met die nuwe mens. Sien julle dit? En dit is wat ons nou mooi uitkry uit die katekismes uit hoeveel dele bestaan die bekering van die nuwe mens? Uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens, die opstanding van die nuwe mens. Ok? En dan sien dit mooi so in Efesiërs 4. Jy sien dit nogals in Efesiërs 4. Nog 'n plek waar mense dit sien is daar in Romeine. Ons blaai 'n bietjie gou na Romeine 6. Daai wat ons nou met die prediking ook gedoen het. Daar sien mense daar maar baie mooi. Maar wag, ons kyk nou hier. Kyk Romeine 6. Kom ons lees daar versie 1 tot 6. Marie, lees jy vir ons daar versie 1. Wat ons dan sê, sal ons nie sonder bly dat die genade meer kan word. Daar's die vraag 87 mens. Ons leef in sonde. Paulus het nou net vir ons gesê, maar die wet het daar baie gekom. Sodat die genade meer, waar die wet baie gekom het, daar blyk dit dat die genade nog groter is. Maar die wet was vir my sonde is te veel, die genade was. Ek is meer as gelukkig. Maar dit is sonde. Dan word die genade, ons al hoe meer hoe groot is die genade. Wat sê Paulus nou? Daar Romeine 6 vers 2 aan Johannes. Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nee, onmoontlik sê Paulus, onmoontlik. Ok? Ons het die sonde afgesterf. Nou ons kan ook sê, ons het vir die sonde gesterwe. Ok? So, wat Paulus hier vir ons wys is ons hierdie. Ok? Dis die goeie skepping. Ok? Sondeval. Ok? En hier lewe ons
en ons lewe onder die mag. Ons lewe onder koningssonde. Dan is die Satan. Ons lewe onder koningssonde en Satan se mag. Nou sê Paulus in vers 2, hy sê, ja, kyk, maar kom ons doen nog meer sonde, dan ons lewe nie meer vir koningssonde, maar dan kan ons sien hoe God se genade al hoe groter word. Dan sê Paulus, nee, maar julle dood gegaan vir koningssonde. So, ons sê nou hierdie oukie, die dood gegaan vir koningssonde. So hierso staan sy graflik, hy is nou dood vir koningssonde. Kan sonde oor koningssonde nog oor hom heers? Nee, want hy is dood vir koningssonde. Hy sê Paulus, hoe kan ons dood gegaan het vir koningssonde nog vir hom leef? Onmoontlik. Okay. Nou sê hy in vers 3, hoe dit gebeur dat ons dood is vir koningssonde? Sê, lees 'n bietjie daar, Marie. En weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Okay. So met alle woorde, wat hier gebeur is, hier is die koninkryk van sonde. Met Christus gesterf. En Christus se graf is ook hier. Okay? Hier is Christus se graf. Maar ons is vas aan Jesus. Okay? So ons is in Christus se dood ingedoop. Okay? Hy sê ons waterdoop in die water is 'n teken van ons is in Christus ingelyf, ons is vas aan Christus, deur 'n ware geloof is ons in Christus, deur die werking van die Heilige Gees is ons in Christus. Okay? Hy sê met ander woorde, Christus se dood, is ook ons dood vir ons sonde, omdat Christus gesterf het, in die koninkryk van sonde, ons wat in Christus ingelyf is, ook dood gegaan vir ons sonde. Die moment toe ek tot geloof gekom het, daai eerste bekering van my, op daai moment, is ek ook in Christus ingelyf, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat die geloof opgewek het my ook in Christus ingelyf, en op daai moment, het ek saam met Christus dood gegaan, en is koningssonde, kan koningssonde nie meer oor my heers, net soos wat ek nie oor 'n dooie mens kan heers. Sonde is dood vir koningssonde. Okay? En kyk nou wat sê in versie 4. Dis 'n bietjie vir ons die begin van versie, dis ons versie 4 ook, Johannes. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So, hy sê, maar dan neergeleg, dan neergeleg. Okay? Ons Christus het dood opgestaan. Okay? En omdat ons vas is aan Christus, lewe ons nou hier in 'n nuwe lewe saam met Christus. Okay? Alhoewel ons is vas aan Christus en daarom is sy opstanding ook ons opstanding. Okay? Ons is nou in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe koninkryk. In 'n nuwe lewe, skepping, koning, krag. Okay? Ons is nie saam met Christus toe. En in vers 5 word dit eintlik vir ons herhaal. Want as ons met hom saamgegroei het in gelykvormigheid van die dood, sal ons dit tog ook wees in die opstanding. Nou kyk in vers 6.
in versie 6. En versie 7 verduidelik Paulus eintlik dit wat hy nou in versie 3 en 4 begin gesê het, verduidelik hy vir ons dieper. Maar hier lees 'n bietjie vir ons daar vers 6. Aangesien ons het weet dat ons saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sal doen. Die ou mens, het Paulus gesê, ons het gesterf. Nou sê hy, die ou mens het gesterf. Die ou mens is ek en Adam. En die ou mens het gesterf. Nee, hy het saam gekruisig. Nee, sodat wat gebeur het? Wat sê hy daar? Sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word. En daai liggaam van die sonde is ons totale verdorwe natuur. Die totaal verdorwe natuur, daai tot niet gemaak beteken, hy kan nie beheer oor ons. Die ou mens hier het 'n totaal verdorwe natuur, ja? En hy word beheer deur sonde, maar totaal verdorwe natuur val om mekaar vir koning sonde. Hy leef vir koning sonde. Maar nou gaan die ou mens dood, totaal verdorwe natuur, staan sê, lewe hy nog hier. Totaal, as jy so spook, hier. Dat er nog so is. Okay? En, maar ons is nie meer vast, hy is daar, ons is nie meer vast. Okay? En dan sê versie 7, want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. Ons kan ook sê, hy wat gesterf het is vry van koning sonde. Sonde eers van nie meer, ons eers, want die ou mens is dood. Okay. Maar wat interessant is, as ons daar in Efesiërs toe, dan sê Paulus, lê die ou mens al meer af. Hier in Romeine sê hy is dood. Wat sê hy is reg? Albei kom. Albei is geïnspireer. Albei kom van God af. Daarom is albei reg. Okay. Is nou ons werk om te probeer uitvind. Nee, ek dink waaroor dit gaan is daar reeds nie nog nie. Ja, die koninkryk het ons reeds gekom, maar ook nog nie. Dis hierdie ding. Ons is, die ou mens is reeds dood, maar ons moet hom al meer aflê. Dalk gaan dit oor sy invloede wat op ons is. En ons moet al meer dit uit ons lewens uitkry. Ons moet dit al meer aflê. Maak dit sin vir jou? Ja. Okay, dit is wat Paulus ook nou sê, dan sê hy in versie 8 en 9 en 10 praat hy gaan hy dieper in ons opgestaan in ons lewe. Ons lewe nou vir God is. Okay? Dis die nuwe mens. Hy lewe nou vir God. En kyk 'n bietjie as ons daar lees. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons saam met hom sal lewe. Nou waar? Hier in 'n nuwe lewe, waarvan in vers 4 ook gepraat het. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is nie meer sterf nie. Dit sê vir ons hoe ons nuwe lewe is. Is 'n lewe wat nie doodgaan nie. Okay? Want die dood wat hy gesterf het, het hy eens en vir altyd vir die sonde gesterf, maar die lewe wat hy nou lewe hy vir God. En dan sê versie 11, wat op Attie ook vir ons die boekie aan. So moet julle dan reken, so moet julle dan dink, so moet julle dan sien, kyk vir julleself, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Okay. Okay, maak dit vir julle sin. So, ons het saam met Christus op die moment, en ek dink dit is wat Paulus hier baie sterk praat in Romeine 6, op daai moment toe ons in Christus ingegaan het, in geloof en bekering. Dis hoe ek het sê. Van God se kant af is hy besig om my deur die Heilige Gees in Christus in te trek. Op daai moment gaan my ou mens dood saam met Christus. En op daai moment staan 'n nuwe mens op. Okay. Maar as ons na die Efesiërs toe gaan, dan werk hy met hierdie proses van hierdie nuwe lewe nou. En dis 'n proses waar ons aan mekaar die ou mens afsterf en die nuwe mens al hoe meer in ons manifesteer. Maak dit sin? Okay. So, ek dink dit is wat ons moet raak sien
by vraag en antwoord 88, en die vraag sê, vraag en antwoord 88, uit hoeveel dele bestaan die bekering, en dan sê dit, dan gaan het oor hierdie hele ding van, in Christus, dood vir sonde, in Christus, opgestaan in 'n nuwe lewe, as 'n nuwe mens. Ok, en dis nou 'n eenmalige gebeurtenis by die begin van my bekering, toe ek tot bekering gekom het, dan eerste bekering, maar dis ook 'n proses wat in ons lewe aangaan. Nee. Soos ons as baie keer na Christelike huise groot geword het, ons het ook 'n eerste bekering. Ons het 'n beginpunt, ons het 'n wedergeboorte, ons het 'n beginpunt. Baie maal was dit 'n ongesienste ding. Wat ons baie meer in ons lewe raak sien, baie maal, wat ons in ons lewe beleef is daai daaglikse bekering. Ons kom net agter dis 'n werklikheid. Maar as daar daaglikse bekering is, die voortgaande bekering, die Heilige maak, want dit sê veel maar ons het 'n beginpunt gewees het. Want ons word beslis nie so gebore nie. Ons het 'n beginpunt gewees het. So uit jou nuwe lewe uit, wat jy sien, wat jy besig is om te gebeur, en jy sien is, weet ons, daar is 'n beginpunt. Ok, waar die Here in my die bekering gewerk het, en ek tot bekering gekom het. Nou, dit gaan ook saam met die wedergeboorte, dit gaan deur die Heilige Gees wat in Christus ingeleef. Nou, maar niks is wat julle nie weet van julle geboortes nie, as ek het vir julle vertel nie, weet jy so baie keer nie van jou wedergeboorte, maar jy sien die vrugte daarvan. As ek nie van jou geboorte vertel, as jy nie van jou geboorte kan onthou, dan beteken dat jy is nie gebore nie. En die feit dat jy nou asemhaal in lewe beteken, jy is gebore. Net so ook as jy die vrugte van die wedergeboorte, die vrugte van die inleiding in Christus dra, dan weet jy dit het gebeur. En dit hoef nie groot ding te wees nie. Die klein stormigheid is net so groot werk, soos die groot aansienlike gebeurtenis. Maak het sin, maar die vrugte, die nuwe lewe moet daar wees. Anders is dit soos by vraag en antwoord 87, as iemand dit nie het, dan was hy is nie in Christus, hy is nie regverdig verklaar. Christus is tot nie besig met 'n nuwe vernuwing in sy lewe nie. Ok, maak het sin. Goed, so ek dink dis nou nogal belangrik dat ons dit moet in gedagte. So daar is die twee gebeurtenisse. Die ou mens het doodgegaan, die nuwe mens het opgestaan. Dis 'n reeds werklikheid, maar is ook 'n nog nie werklikheid. Daar is ook daai proses van voortgaande bekering, voortgaande heiligmaking, waar die ou mens daagliks afgeleef word, die nuwe mens daagliks al hoe meer manifesteer. Maak het sin? Ok, nou waarin bestaan die afsterwing van die ou mens? Wat sê die katekismes? Ja, mooi, ja, mooi. Dis hoe die bekering begin. Toe die Heilige Gees ons in Christus ingelyf het, was daar by ons 'n berou oor die sonde, 'n wegvlug van die sonde, binne in Christus. Ok? En as ons nou in Christus hier opstaan, dan kyk ons terug hier. Wat doen ons? Ons kyk nou terug hier. Ek sien nou verdorwe natuur. Dit is verskriklik. Weet jy wat sien ons nog? Ons sien die kruis. En as ek die kruis sien, dan sien ek, ja, Jesus het die kruis gedoen oor dit wat ek gedoen het. Ek haat dit, want dit sit Christus in die kruis. Ek het berou daaroor, want Christus is in die kruis. Ek vlug daarvan weg. Ek wil nie meer goeders doen wat Christus in die kruis het. Maar ook dankbaarheid. Dankbaarheid van Christus was vir my die kruis, want hy my lief het. En nou wil ek nie meer daai sonde doen. Sien jy hoe werk die dankbaarheid my saam?
Maak dit sin vir jou? Okay. So dis hierdie nuwe om te sien wat daar in die kruis aangaan is. Okay? En dit dryf hom weg van sy sonde, want hy weet, my sonde het Christus in die kruis gesit. Nou dan ek wil nie meer, tegelijkertijd ook dankbaarheid, want daardie Jesus was so lief vir my, dat hy vir my kruis toe gegaan. Dat hy my inleef in sy dood en in sy opstanding, dat hy hier in die koninkryk van God en Vader regverdig verklaar, alles. Okay, maar wat sin vir jou? Nee. En daarom is die opstanding van die nuwe mens, hoe lyk dit? Wat sê vraag 90? Dit is 'n hartlike vrede in God deur Christus en lus en liefde om aan die wil van God en alle goeie werke te doen. Ja, dan kom ek hier in die nuwe lewe aan en hoe lyk daai nuwe lewe? Wat sê Romeine 6 vers 10 en 11? Maak 'n bietjie gou van julle Bybels op, of is hy nog dop? Het julle nog dop? Wat sê Romeine 6 vers 10? Of eintlik moet ons al van vers 8, kom ons lees van vers 8. Marima, lees jy vir ons vers 8? Soos ons saam met Christus gesterf het, glo ons saam met hom sal lewe. Okay. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Hy het homself met ons kon verenig, hy kon leef saam met ons onder die koning sonde, en hy sterf hier. Met ons in hom. Leef hy nog vir die sonde? En ons? Okay, maar hoe staan hy op? Vir wie leef Christus nou? Vir God. En ons? Vir God. Ja, kyk, dit is wat vers 11 sê. En wat sê vers 11? Marie? Nou lewe ons vir God. En dis dan die lewe, 'n lus en 'n liefde, 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om vir hom te leef. Ek het 'n nuwe lewe van vreugde in God, nie 'n vreugde in my sonde en 'n nag van tydelik en vals was. Dat ek 'n ware vreugde in God as my Vader, as lief vir my, nee? Daardie sondaar in sy koninkryk teruggekom en daar's blydskap in die hemel en daar's fees en dit is wat daar aangekom het, soos 'n plek waar daar 'n vreugde kom, maar nou wil ek hom ook dien. Soos my Here wat my Here vir ons het ook dien. Okay, maak dit sin. En hoe lyk daai diens nou? Hier, daai nuwe lewe van dien volgens goeie werke hier binne die koninkryk. Dis 'n lewe waar God dien uit die ware geloof volgens sy wet tot sy nie volgens goede of vergeleerde tradisies nie. Dis ook die gelewe, hier dit met goede vergeleerde. Dis die groot lewe van Satan en sonde. Hy sê, jy kan maak wat jy wil. Lewe volgens jou goede of lewe volgens vergeleerde tradisies. Ja, as ek hierdie mag oeps, wat is dit? Lewe ek volgens God se wet en dis vir my lekker. Dis vir my lekker. Okay, maak dit vir julle sin? Okay, kom ons stop daar. Volgende keer sal ek 'n bietjie hieroor praat. En dan begin ons aan beweeg. Na die gebruik. So die hele tyd probeer om hierdie te onthou. Okay, dit wat ons in Romeine 6 sien, dit wat ons daar by Efesiërs 4 sien. Die hele tyd daarmee werk. Okay. Goed. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou weer meer kon leer oor bekering, oor die beginpunt bekering en ook die voortgaande bekering in ons lewens, die heiligmaking.
die nuwe lewe in Christus. Ons wil U loof en prys vir al die goeie dinge wat U aan ons doen. En Here, dankie dat ons nou so na U toe kan kom. Ons doen dit deur ons Here Jesus. Amen.